wonderwerke. Jesus doen steeds wonderwerke in die tyd. En hy raak nog mense aan en hy genees hulle. En ek is vast oortuig dat die Here elkeen wie sy regterhand op sy plek gesit het in sy liggaam, genees gaan wees. So prys die wonderlike naam van die Here. Ek preek vanoggend vir jou oor verspeelde kanse. Hierdie week het ek 'n bietjie gedink en gesê, Here, help my. En iemand het iets gesê en dit het by my 'n vonkie ontwikkel en ek het agterna besef dis die regte tyd, die regte oomblik wat die Here met ons wil praat oor dit. So vat dit vanoggend vir jou. Daar's 'n ou bekende Afrikaanse gesegde wat lui: met die water wat verby is, sal die meule nooit meer maal nie. Nou julle wat weet van Langehoven sal weet, hy het dit gesê. Ek weet nie of ons jong kinders dit sal besef nie. En hierdie frase of hierdie gesegde klink so buite mense beheer. Dit bevat 'n element van finaliteit. Wat verby is verby. Wat agter die rug is, kan nie weer herwin word nie. Net so elke mens net een kans om sy lewe te leef, my liewe broer en suster. Elke oomblik, elke dag, elke jaar, wanneer dit verby is dit verby. Ons kan nie weer teruggaan in jare nie. En jy as mens kan niks daaraan verander nie. Net so spyt, dit kom altyd te laat. Veral as dit om verspeelde kanse gaan. As ek sê, in plaas ek maar net geluister het, dan kon ek hierdie probleem vermy het. Of dis asof jy iets kon gehad het wat dit nou nie meer het nie, of so asof jy iets kon gewees het, maar dit nou nie is nie. Hoor wat sê Handelinge 28 vers 26 vir ons vanoggend. Hy het gesê, gaan na hierdie volk toe en sê vir hulle, julle sal hoor en tog niks verstaan nie, en kyk en tog niks sien nie. Hierdie volk se verstand is afgestomp. Hulle het hulle ore toegedruk en hulle oë toegemaak, sodat hulle nie met hulle oë kan sien, met hulle ore kan hoor, en met hulle verstand kan verstaan en hulle bekeer en hulle gesond maak nie. My liewe suster, Paulus kom en hy praat hier met die Jode, wat hulle kanse met God verspeel het, wat kon gewees het, hulle vriendskap, hulle seëninge met God is nie meer daar nie, want hulle leef nie toegewyd tot die God nie. Hulle laat die mooi, goeie, pragtige geleenthede in God se teenwoordigheid by hulle verbygaan. Dink mooi, dink ek mooi, dis dit nie ook wat vandag met kerkgangers gebeur nie. Ek sê spesifiek kerkgangers, want baie sit fisies in die kerk, my liewe suster, maar hulle harte is ver van God af. Hulle gebruik nie die wonderlike oomblik om naby God te kom nie, met hulle lippe sing hulle, maar hulle harte is nie in die woorde nie. Hulle bedoel nie eintlik om God te verheerlik nie. Ja, hulle luister na God se woord, maar hulle doen nie die nodige aanpassings wat God van hulle vra nie. En daar is baie mense vandag steeds besig met verspeelde kanse. Hulle is in hulle self gekeer. Die tyd wat hulle vir God op sy gesit het, soos 'n Sondagoggend, gebruik ons nog dikwels maar vir onsself. Hulle eie lewe, hulle eie dinge is belangriker as wat God van hulle vra, my liewe broer en suster. En so verspeel ons die kans om God se hart te voel klop, om sy stem te hoor, om net stil te word in sy teenwoordigheid en dit in te drink soos water. Hoe dikwels verspeel ons die kans om God se seëninge te ontvang. En dan sê ons, wanneer seën God vir my so bietjie? Weet dit vir my, ek het net seëninge nie, maar soms verspeel ons die kanse dat God ons moet seën. As jy dus tyd op sy sit om by God te wees, gebruik dit ten volle, elke oomblik. Here, ek is hier vanoggend om U te loof en U te prys en U te aanbid, wat U se wonderlike God vir my. Here, ek kom nie kerk toe vir myself nie, ek kom hier na toe, Here, om U naam te verheerlik. En dan kan ek vir jou sê, terwyl jy besig is om die Here se naam te verheerlik, my liewe suster, sal God jou seën. Halleluja. Moenie jou kanse verspeel om in die teenwoordigheid van die Here te wees nie.
Ons moes soveel uitdeel dat ons toelaat dat goddelike geleenthede, mooi oomblikke, waar ons saam wees as kinders van die Here by ons verbygaan. Hoor wat sê 2 Kronieke 7:14. Dan sal ons sien hoe die gees van God beweeg in ons land en in die wêreld. En my volk, oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. U sien my liewe suster, God se doel vir elkeen van sy kinders is dat ons beheer aan die heerskappy aan die Heilige Gees oorgee. Ons het so pas gesin, Holy Spirit, you are welcome in this place. As deur die Gees lewe sê Galasiërs 5:25, laat ons ook deur die Gees wandel. Met ander woorde, as hy in jou lewe is, laat hy jou die leiding gee in jou lewe. Weet jy wat? Die Heilige Gees gee dan absolute, duidelike, gedetailleerde instruksies vir hulle wat in hom wandel. En as jy dan deur die Gees wandel, dan wandel jy nie in verwarring in hierdie verwarde wêreld nie. Jou besluite sal nie vaag wees nie, jy sal die regte besluite neem. En God sal jou steeds seën. Weet jy wat, die vroeë Christene het nie in verwarring gewandel nie. Hulle het geweet waartoe hulle op pad is. Hulle is deur die Gees gelei en elke besluit, elke beweging, elke aksie wat hulle geneem het, my liewe suster, was deur die Gees gelei. Die Gees het met hulle gepraat. En elke wakker oomblik het hy hulle gelei. Hulle het ook besluite gemaak soos ons. Maar hulle het nie besluite gemaak sonder dat hulle God nie geraadpleeg het nie. Weet jy wat was die kerk se lese deur die Nuwe Testament? Hy wat oor het, laat hy hoor wat die Gees sê. Miskien moet ons net 'n bietjie ons geestelike ore so 'n bietjie oopmaak. Miskien moet ons bietjie muisore kry. Laat ons kan luister wat die Heilige Gees vir ons sê in die rigting wat ons moet gaan en wat ons moet doen, hoe hy ons moet lei. Dan gaan hy verder in 2 Kronieke 7:14 en my volk oor wie my naam uitgeroep is. Dis duidelik, my liewe suster, uit hierdie gedeelte dat God praat met sy eie volk. En as ons dit geestelik moet deurtrek na ons tyd toe, verwys dit hier na die bloedgewaste kinders van God. Hulle wat Sondag, hulle tyd afstaan om in die kerk te sit. Hulle wat die getuienis het van redding. Hy praat met hulle. Dan sê hy, sal ek die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees. God sê hier, hy sal jou sondes vergewe. Jou lewe sal skoonmaak en alle donker en slegte kolle sal hy verwyder. Jou nuwe mens maak. En dan sê hy, en hulle land genees. Het jy al vir 'n oomblik gedink, wat beteken dit eintlik? Land beteken in hierdie plek, daar waar jy bly, my liewe suster. Daar waar jy werk. Daar waar jou kinders skool gaan. Daar waar jy kerk gaan. Daar waar jy inkopies doen. Daar waar jy jou voet neersit. Met ander woorde, jou hele omgewing. Daar waar jy as kind van God leef. Jou omstandighede, die dinge waarin jy is, sal hy gesond maak. Dit beteken ook oor die dinge waaroor jy heers. Dit waaroor jy besluite maak. Die keuses wat jy maak. Die heerskappy waaroor jy aangestel is, sal God herstel en God sê, hy sal dit genees. Met ander woorde, jou omstandighede, daarin waar jy is, sal nie onder omstandighede wees nie. Dit sal bo omstandighede, dit sal bo gemiddelde omstandighede wees. Jou familie, jou geliefde sal dieselfde seën as jy ontvang. Dink net vir 'n oomblik. Hier is Pa. Hy is 'n geseënde van die Here. En alles om hom is geseën. En hier staan Ma. Sy is 'n geseënde van die Here. En alles om ons is geseën. En hier staan die kinders wat God se naam aanroep. Hulle is geseëndes, boetie en sussie. En saam oorvleuel hierdie seëninge mekaar. Halleluja. Pa se seëninge oorvleuel ma se seëninge. Ma se seëninge oorvleuel sussie se seëninge. Sussie se seëninge oorvleuel boetie se seëninge. En die hele familie is saam geseëndes van die Here. Is dit nie halleluja? Is dit nie goed nie? Halleluja.
Het jy gedink wat sal gebeur as al die seëninge jou tref? En daar's een groot seën wat so in mekaar gevleg is, dat alles om jou moet verander. Want waar God is verandering. Waar God is mooi dinge. Waar God is genesing. Waar God is groot dinge. Halleluja. Kyk maar na Abraham. Abraham het God se opdragte tot op die fynste detail nagevolg. En sy seun kring steeds uit vandag om hulle wat vir God leef. Weet jy wat sal dan gebeur? Jy en jou gesin en jou familie sal in 'n ander dimensie betree. Julle sal leef as oorwinnaars. Julle sal dan in alle voorspoedig wees. Julle lewens sal God genees. Deuteronomium 28 vers 2 sê, jy sal baie voorspoedig wees in alles wat jy aanpak. Jy sal ryk word omdat die Here jou ryk maak. Hy sal baie dinge vir jou doen. Hy sal jou voorspoedig maak as jy in die stad bly of op die platteland. Nuwe Lewende Vertaling. Daarom wil ek by jou aandring, my liewe suster, moenie jou kanse met God verspeel nie. Bly naby aan hom, want hy wil jou seën en voorspoedig maak. Jy kan nie jou lewe sonder God leef en verwag dat alles moet uitwerk nie. Jy sal van jou kant af, my liewe suster, God se voorwaardes moet nakom. Dan sal jy 'n geseënde wees. Wat sê die woord? En my volk oor wie ek my naam uitroep, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek hulle land genees. Kom ons kyk bietjie daarna. Eerstens beteken dit, jy moet bereidwillig wees om jouself te verneder voor God onder die kragtige hand van die Here. 1 Petrus 5 vers 6 sê, verneder julle dan onder die kragtige hand van God, sodat hy julle kan verhoog op die regte tyd. Halleluja. Op die regte tyd sal God jou verhoog. Wanneer? Wanneer jy onder die hand van die Here staan. Om jouself te verootmoedig beteken om voor God te buig, om jou hande voor hom op te lig. Pastoor, ons doen dit nie. Ons doen dit want ons is instrumente. Ek lig my hande voor 'n lewende God en ek handsap voor hom en sê, Here, laat U seëninge oor my kom. Maar Here, ek wil U eers verheerlik. Moenie laat tradisies jou seën van jou steel. Dit beteken om jou wil ondergeskik te maak aan God se wil. Om God eerste te stel in alles. Ja, hoor mooi in alles. Nie as ek oor het, sal ek vir God iets gee nie. Of as ek tyd het, sal ek vir God tyd gee nie. God kom eerste in alles. Amen. Om God te erken as jou voorsiener. Here, U sorg so goed vir my. Here, wanneer die son opkom en die warm son op my liggaam skyn in die winter, is dit U sorg oor my. Wanneer ek vanaand in daai lakens inklim en daar's lekker warm kombers en ek het 'n warm kombers nog onder my wat alles, dan sien ek God se seëninge in my lewe. Jy moet jouself oopstel, my liewe suster, vir die woord van God, sodat die Heilige Gees jou kan oortuig van wat verkeerd is. Jy sien, die woord maak dat ons losgekoop word van hierdie lewe. Elke keer as jy die woord van God luister en jy moet aanpassings maak, dan sê jy dankie Here, dis 'n blessing. Halleluja. Johannes 16:13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal die Here die hele waarheid lei, want hy sê uit homself spreek, maar alles wat hy hoor sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Dan sê Jesaja 2 vers 17, dan sal die hoogheid van die mense neerbuig en die trotsheid van manne verneder word en die Here alleen sal in die dag verhewe wees. Ek lees hierdie week iemand het dit geskryf en dit was my so kosbaar. Not until we take the place of a servant can the Lord take his place as of the master. Soos jy die Here as jou meester lê, as jy die Here as jou koning lê, dan moet jy jou diensknegt gestalte voor die Here word. Waarlik, ons is nooit hoër
as wanneer ons op ons laagste gebuig is voor die genade toon van God nie. Iemand het ook een keer gesê, jy sien verder op jou knie as wat jy op jou voete sien. Dan sien jy die toekoms. Dan sien jy God se genade, dan sien jy God kom deur vir jou, dan sien jy die oorwinning, dan sien jy alles wat jy nodig het, dan sien jy, Here, U is goed, halleluja, want U is al reeds daar, want wanneer ek voor my knieë voor die Here is, dan sien ek God se krag in my lewe. Daarom wil ek vanoggend by jou bly, kind van God, is jy bereid? Hoor mooi, is jy gewillig om in hierdie dae jou hart en siel geheel en al oop te stel voor God? Sodat die Gees van God kan inkom om die oortuigingswerk te doen van wat ons nou nodig het om te verander in ons lewens. Ons sal moet verander om soos Jesus te word. Anders dan gaan ons nie die koninkryk van God sien. En as ek nou omkyk en ek sien alles wat gebeur, is die tyd baie naby. Sal jy bereid wees by die kind van die Here om elke geleentheid te gebruik om nader aan God te beweeg? Om nie te kan wag op 'n Sondagoggend in te stap en te kan sê, ek sit op beter kole, want ek wag vir die musiek om te speel, en nie die manne om op te staan en te begin sing, en jy begin dans en huppel en spring voor die Here, halleluja. Jou hande op te lig, jou hande te klap, in erkenning om te sê hoe groot die Here is, halleluja. Om sy naam groot te maak met alles wat in my is, want dis hoekom ek hier is. Sodat jy nooit spyt hoef te wees oor die kanse wat jy verspeel het in jou lewe nie. Daar is soveel mense wat eintlik hier moes gesit het vanoggend, wat hulle kanse verspeel het, wat in groot probleme sit. Ek wil hê jy moet net weet dat God baie lief is vir jou. En hy wil jou seën. Hoor mooi, hy wil jou seën. So moenie hom teleurstel deur nie naby hom te wees nie. Is dit nie wonderlik om te weet, God is lief vir ons nie. Dit is so groot voorreg om ons kind van die Here te kan opstaan en kan sê, hy is my voorsiener. Hy is die een wat my deur laat kom op plekke waar ek wees. Hy is die een wat my seën. Hy is vir my. Wie kan teen my wees? Kom ons maak ons bid. Hemelse Vader, ek wonder, as ek net na die week stap kyk, hoeveel mense sit vandag by die huise en hulle verbeur hulle kans om gered te word. Hulle verbeur hulle kans om die seëninge wat U vir hulle storie te kan ontvang, want hulle is ver van U af. Ag Here, ons wat hier is vanoggend wat graag in U teenwoordigheid wil wees om U naam te verhewe en U naam groot te maak. Here, gee vir ons dit wat ons so nodig het. Here, seën ons met bo-gemiddelde seëninge, halleluja, dat dit net met ons goed sal gaan, omdat ons kinders van U is. Dat ons nooit sal terugkyk op ons lewe en sal sê, ek het my kans verspeel, terwyl ek die geleentheid gehad het. Dankie vir vanmôre, Here. Dankie dat ons U woord kon hoor. En Here, ek wil bid dat elkeen van ons wat dit gehoor het vanoggend, en ons het nie op die regte plek is, op die regte weg doen het nie, liewe Vader, dat ons die nodige aanpassing sal maak om meer soos Jesus te word. Doen dit vanoggend, Jesus. Help ons in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Bid ek dit nou en ek dank U daarvoor.